Ons gesels vandag met François Terblanche en ek het op François se Backup Buddy initiatief afgekom en dit is vir 'n vriendin Mikaela. Nou Mikaela het op die 14de Mei het haar lewe verander. Sy's gediagnoseer met 'n aggressiewe borskanker en dan soos dit in hierdie tye gaan, is dit waar ons gemeenskap inspring, geliefdes inspring en almal hierdie saak jy weet vir haar ligter maak. So François, ek gesels vanmiddag met jou oor 'n saak wat ons almal se harte roer. So gesels met my, gee vir my so 'n bietjie agtergrond en natuurlik dan ook meer oor Mikaela as mens en ma en wie is sy buite die diagnose. Karen, dit is vir my 'n voorreg om weer op Radio Fynbos te kuier. Ek het bietjie lanklaas by julle 'n draai gemaak, Ja. maar dit is lekker om weer met julle te gesels. Ja, die storie van Mikaela het almal nogal diep geraak. So toe ek met my tannie, wat dan nou haar skoonma is, Ja. Liesel Logner gesels het een ding vir my baie duidelik geword en dit is dat Mikaela iemand is wat altyd van haarself gee. Sy is hardwerkend, sy is pliggetrou en sy is ook baie selfstandig, maar sy is terselfdertyd ook baie sagge aard en liefdevol teenoor haar gesin. Sy werk op verskeie plase in die Tennyson omgewing hier in die Vrystaat, maar haar grootste passie bly haar man en haar kinders. En veral haar oudste seun wat baie afhanklik van haar is weens sy mediese uitdagings wat hy ook het. Ja, en dit is dan uit die aard van die saak dit verander, dit is lewensveranderende dinge. Dit is daar is nie eers ander woorde daarvoor en ek dink nie mense sal ooit kan justice doen aan wat so 'n familie, 'n gesin en eintlik gemeenskap, jy weet, deurgaan nie. Maar hoe het hierdie kankerdiagnose die hele Vermaak gesin se lewe verander? Karen, dit het hulle lewe binne dae omgekeer. Skielik gaan hierdie jong gesin se fokus van gewone daaglikse oorlewing na hospitale, operasies, behandeling en natuurlik ook baie onsekerheid. Ja. Mikaela gaan vir 'n hele ruk nie kan werk nie en dit plaas geweldige druk op hulle eis. Ja. Maar wat vir my die meeste geraak het toe my tannie Liesel met my gepraat het, is hoe bekommerd Mikaela oor haar kinders is. Selfs in haar eie pyn Ja. dink sy eers aan hulle. Verseker. En dit is 'n ma, dit is wat 'n ma doen. Maar in hierdie tye is daar ook 'n plek wat 'n mens net eenvoudig die waarde van gemeenskap besef. En dit is ek wil amper sê ons as gemeenskap se plig om langs hulle te kom en naby aan hulle te beweeg en te sê hoe help ons vir julle. So ek wil by jou hoor voordat ons by die hoe kan ons betrokke raak gedeelte uitkom. Wil ek by jou hoor wat maak Mikaela se mediese situasie en behandeling uitdagend? Buite die feit van die diagnose en wat daarmee saamgaan, maar daar's addisionele dinge wat ek dink ons gemeenskap nodig het om van te weet. Okay, so die kanker is aggressief en dit groei vinnig, met verskeie gewasse en limfkliere wat behandel moet word. So sy gaan chirurgie in Welkom ondergaan en daarna vir behandeling in Bloemfontein toe reis vir chemoterapie, bestraling en hormoonbehandeling. En omdat hulle buite Tennyson op 'n plaas woon, beteken dit baie logistieke uitdagings en ekstra kostes vir vervoer en verblyf. Ja. So dit is nie net 'n mediese stryd nie, dit raak deel van 'n gesin se lewe. Ek het ook vanoggend 'n update gekry. Ja. Mikaela word definitief hierdie komende Dinsdag die 26ste Mei word sy geopereer en hulle gaan 'n radikale operasie moet doen. Haar hele bors gaan ongelukkig afgesny moet word want in hierdie afgelope 2 weke vanaf die datum van biopsie het die gewasse verder gegroei en begin versprei na baie limfkliere. So dit is ook waarom hulle dan nou na die Medikliniek in Welkom gaan vir die operasie want die staatshospitale die wagtydperk is net te lank. Is net te lank, En yes. Nou jy sien dit is jy weet daai een aspek van wat dit aan jou as mens wat deur hierdie siekte gaan. Jy weet hoe dit jou beïnvloed en hoe haar lewe letterlik in 2 weke is amper nie eers nog 2 weke nie, is maar nog wat minder as
8 of 10 dae, hoe mense lewe dan verander, maar hoe beïnvloed hierdie tyd die kinders en veral hulle oudste seun met sy mediese en ontwikkelingsuitdagings? Wel, die kinders voel wanneer iets swaar is. Ja, Ek glo enige kind voel dit aan en selfs al verstaan hulle nie alles nie. nee, Hulle oudste seun lewe reeds met diabetes tipe 1, autisme en craniosynostosis. Ek hoop ek spreek daai woord reg ja, uit. En Michaela was nog altyd sy veilige plek en ook sy stem. ja, En toe my tannie my vertel het hoe sterk daardie band tussen hulle is, het dit my baie diep geraak. ja, Michaela se grootste dryfkrag om aan te hou veg is eenvoudig vir haar kinders en haar man Driekus. ja, Sy wil graag daar wees vir hulle in elke groot word oomblik wat nog voor lê. Sy wil hulle troues eendag bywoon. Sy natuurlijk. wil haar kleinkinders eendag kan ontmoet. Dit is van haar grootste lewensdrome en ideale. Ja. En hierdie is die tyd wat ons dan as gemeenskap kan langs hulle kom, en dan help met die uitdagings wat hulle het rondom, jy weet, die finansiële aspekte, want toe jy nou so daarvan praat is, jy weet, ons almal dink aan 'n mediese fonds en al daai dinge, maar dis daai addisionele, jy weet, reiskoste, addisionele petrol, verblyfkoste, jy weet, reëlings wat getref moet word met nannies en mense wat moet help. So dis al daai addisionele goed wat vinnig uitgeput word, jy weet, en ek dink dit is vir my belangrik dat ons, jy weet, dit vir die gemeenskap sê dat die BackaBuddy is in plek. Daar is 'n plek wat 'n mens net kan gaan soek. Jy weet, op die BackaBuddy platform, as ek reg is, ek sê dis onder Michaela Vermaak, nê? Nee? Yes. So dis Hulle kan net haar naam en van gaan search op BackaBuddy en hulle sal die veldtog daar sien en ja, enige donasie, groot of klein, yes. help baie. En ek moet ook byvoeg dat tydens hierdie tydperk en met die lang pad van herstel wat nog voor lê en die behandeling na die tyd, gaan sy nie nou kan werk nie. Ja. So haar inkomste val ook weg. En vir 'n gesin waar daar 3 kinders is, veroorsaak dit nogal heelwat uitdagings. Ja, en jy weet, as ek net dink daaraan, mens dink so baie keer, weet jy hoor iets soos hierdie. En dit is ver van 'n mens, dis verwyder van jou, dis nie iemand na aan jou nie. Maar ek voel altyd daar's 'n plek wat wanneer ons selfs net daai BackaBuddy projek share en ons dit vir ander mense aanstuur, vir 5 of 6 ander vriende aanstuur en hulle kan dit amper pay it forward. Mens weet nooit wanneer is die plek wat die Here iemand se hart roer en sê, hoorie, maar kom, maak hierdie, jy weet, X bedrag los vir hierdie saak. So ek dink ons moet as 'n gemeenskap moet ons inkoop in die feit dat ons het vandag die geleentheid om die hande en die voete, die ore en die spreekbuis vir die Here te wees in hierdie situasie van Michaela. En dat ons op elke klein manier wat ons betrokke kan raak, dat ons daai geleentheid sal gryp en dit vir haar sal doen, want weet jy wat, môre staan ons dalk aan die ander kant en dan wil ons graag hê, jy weet, 'n gemeenskap moet uitreik en sê, kom ons help, kyk hoe kan ons help vir jou. So om af te sluit, wil ek vir jou vra, wat het jou die meeste geraak toe jy met die familie oor hierdie hele situasie gepraat het? Dit was definitief die hoop, Ja, ten spyte van alles wat nou aangaan. Toe Michaela se boodskap gedeel is en sy praat van hoe sy eendag by haar kinders se troues wil wees en haar kleinkinders wil ontmoet, besef mens, dis nie net 'n storie oor kanker nie, Ja. maar dis 'n ma wat desperaat vasklou aan haar familie en aan haar toekoms saam met hulle, en dit tref mens nogal baie diep. ja. Dit is absoluut die waarheid. En 'n mens sal nooit weet tot jy nie in iemand se skoene stap nie. Maar ek dink om vandag, jy weet, gehoor te gee aan ek wil amper sê die stem, die roep van die Here om te sê kom en kom help. Maak 'n verskil. En hoe lekker sal dit wees as ons eendag kan terugkyk en kan sê, ja, ons was deel van daai proses. Hier staan Michaela by die troue, hier staan sy by die, jy weet, by haar seun se gradeplegtigheid of wat ook al, en ons kan sê, Here, dankie. Op daai dag het hy hierdie ding losgemaak. So ek sê vir jou dankie vir jou tyd, François. Wat jy Baie dankie vir die geleentheid. Ja.
en vir jou bydra en ek bid regtig dat hierdie 'n plek en 'n platform sal wees waar ons langs Michaela kan kom om vir haar te kan help. So dankie vir jou tyd en jou bereidwilligheid om met ons daaroor te gesels. Baie dankie Karen, weer eens vir die geleentheid en ja, weet ook maar net die gesin is reeds ongelooflik dankbaar Ja, vir elke vorm van hulp, ondersteuning en bemoediging. daar's sy. En ja, al kan mense dalk nie 'n bydrae maak nie, jy kan altyd die Back a Buddy deel. Ja, dis So dit. Ja, ek wil regtig mense bemoedig om deel te word van die verskil in haar lewe en ook aan te hou bid, want ja, ons glo by die Here is niks onmoontlik nie ja, en dat sy heeltemal skoon sal wees en volkome sal genees. ek stem. Daar's sy François, dankie baie vir jou tyd. Ons gesels dan binnekort weer. Dis reg so, dankie Karen, mooi Mooi dag. dag.